Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Vandag is ons by Eksodus hoofstuk 15 en my tema van vandag is, dit sal anders met jou gaan. Ek lees vir jou Eksodus 15 vers 25. Dit was hier by Mara waar die Here die volgende reëling getref het om hulle te toets. As julle goed luister na die Here, julle God, en doen wat vir hom reg is, gehoorsaam is aan sy wette en reëls, dan sal ek julle nie dieselfde dinge laat oorkom as die Egiptenaars nie. Ek is die Here wat julle gesond sal hou. God sê eintlik hierso aan sy volk dat as hulle toegewyd aan hom sal leef, dit anders met hulle sal gaan as met die Egiptenare. Verder lyk dit vir my in hierdie gedeelte asof die klem of die fokus nogal is op liggaamlike gesondheid. God sê dat daar fisiese goeie gevolge sal wees as sy mense toegewyd aan hom leef. Bonatuurlik sal dit met hulle anders gaan. Dit sal met hulle anders wees as met die nasies om hulle. As ons vorentoe kyk en ons sien hoe dit met die Israeliete gegaan het en die goed wat hulle beleef het terwyl hulle op pad na die beloofde land toe was, dan sien ons dat dit so was. Al was hulle nie altyd so toegewyd aan die Here soos wat hulle moes wees nie, maar hulle klere het nie versluit nie. Hulle het kos uit die hemel en uit die woestyn uitgekry, hulle het water uit 'n rots uitgekry. Waarskynlik het hulle nie siek geword soos wat die geval onder die Egiptenare was nie. Kan ek nog steeds vandag hierop staat maak? Omdat Jesus met my 'n nuwe verbond van lewe gesluit het, kan ek tog verwag dat dit met my anders sal gaan as met die res van hierdie wêreld. Al is ek in hierdie wêreld, dat dit met my anders sal gaan. Wanneer ek toegewyd aan hom leef, wanneer ek sy koninkryk eers soek. God beloof dit, Jesus beloof dit tog in Matteus 6 vers 33. Ek weet dat ek nie gevrywaar is van oppositie, van uitdagings nie, maar ek kan verwag dat dit met my goed sal gaan in hierdie lewe. Dat ek sal oorwin, dat God vir my sal voorsien, en dat ek met ander reëls as die wêreld sal funksioneer. Kom ons leef met daardie geloof, met daardie hoop. Kom ons hou ons oë oop vir wanneer dit gebeur en ons wees dankbaar daarvoor. Dit sal met my anders gaan in hierdie wêreld, omdat ek aan God behoort. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat dit met my anders sal gaan as met die in die wêreld. Nie omdat ek beter as ander is nie, maar omdat ek toegewyd aan U leef en daarom vanuit 'n ander koninkryk leef. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer.